Hierdie is Straatwys, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Het jy al ooit agterkom hoe vreemd mense is? Nie ander mense nie, ek en jy. Party dae is die lewe mooi en die son skyn en die koffie proe lekker en selfs niks in die verkeer pla jou nie. En dan is daar ander dae. Daardie dag wanneer jou maat se manier van chips eet klink soos iemand wat grys in 'n sementmenger gooi. Skielik irriteer klein goedjies jou, selfs hulle asemhaling, die manier hoe hulle kou, of selfs die manier waarop hulle die TV se remote vashou. En as hulle jou vra, is jy okay, maak dit jou eintlik nog minder okay. En die snaakse ding is, dit gaan glad nie oor die chips nie. Die Afrikaanse spreekwoord sê, mens maak 'n berg van 'n molshoop. Maar die waarheid is, die meeste berge in ons lewe het begin as klein molshopies. Iemand antwoord dalk jou boodskap kort af, of 'n woord word verkeerd verstaan, of iets loop net nie soos jy beplan het, of volgens jou nikke en grille en jou behoeftes nie. En dan kom jou ego nader gestap en dan sê die ego, kyk daar, hoe durf hulle, jy verdien beter, hoekom gebeur dit met jou, hoekom laat jy dit toe, en mense het nie respek vir jou nie. En voor jy jou kom kry, bou jou gedagtes 'n Everest van iets wat eintlik 'n klein grondhoopie was. Spreuke 17 vers 14 sê hierdie wonderlike woorde. Dit sê, om 'n rusie te begin is soos om 'n damwal oop te breek. Hou op voordat die twis uitbreek. Met ander woorde, stop dit terwyl dit nog klein en beheerbaar en hanteerbaar is. Ons weet dat ons breine die neiging het om die ergste scenario's te skep in enige situasies. Ons gedagtes is soos daardie Google Maps wat soms dink jy moet 300 km ver ry om by die winkel om die hoek uit te kom. Boeddhistiese wysheid sê dat lyding dikwels nie deur die gebeurtenis self veroorsaak word nie, maar deur die storie wat jy daaroor skryf. Moderne spiritualiteit sê dat wat jy aan aandag gee, jou energie ontvang. Jy kan 'n molshoop gaan nat gooi, jy's welkom, jy kan dit bemest, jy kan dit koester, jy kan dit daagliks besoek, totdat dit uiteindelik 'n Everest is. Of, jy kan hom nou plattrap. Nie die persoon nie, nie die verhouding nie, nie jouself nie, net die storie wat binne in jou geskryf word. Net die drama wat jy skep. Net die gedagte wat besig is om hand uit te ruk. Want soms het jy nie nodig om nog 'n gesprek te hê nie. Jy het nie nog 'n argument nodig nie. Jy het nie nog 'n my behoefte is dit gesprek nodig nie. Jy het nie nog 'n WhatsApp paragraaf nodig nie. Jy het net nodig om te sê, Dion, jy is moeg, jy is honger. Hierdie is nie nou 'n ding wat veronderstel is om so groot te word nie. Dis net chips. Dis nie die einde van die wêreld nie. Jesus het gesê, moenie julle bekommer oor môre nie. Môre bring sy eie sorge. Met ander woorde, moenie môre se berg op vandag se molshoop bou nie. Want hier is iets wat die lewe my geleer het. Wanneer jy gelukkig is, lyk probleme kleiner en hanteerbaar. Maar wanneer jy moeg is, lyk molshope soos berge. En partykeer is die grootste geestelike oefening nie om die berg te verskuif soos ons dink nie, maar om eerlik genoeg te wees om te erken, hierdie is nie nou al 'n berg nie. Hierdie is net my ego. Hierdie is net my verwagtinge. Hierdie is net 'n slegte ding. En weet jy wat? 'n Berg vat jare om af te breek, maar 'n molshoop kan jy vandag nog plattrap. So as iets gebeur soos jou maat wat vanaand weer daardie chips langs jou sit en eet, lag 'n bietjie daaroor, drink water, gaan stap, bid, rus en vra vir jouself, is hierdie regtig nodig om 'n berg te word? Of is dit net 'n molshoop wat ek per ongeluk besig is om met my gedagtes in 'n Everest te verander? Want Straatwys weet, vrede kom nie altyd wanneer die wêreld verander en doen soos jy dit wil hê nie. Soms kom vrede wanneer jy ophou om berge te bou waar God nog altyd net molshope gesien het. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.